Die goeie nuus dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood en wat daardeur vir ons die waarborg van die ewige lewe gee. Maar ek het 'n tweede stukkie goeie nuus. En die goeie nuus vir Weltevrede gemeente is dat die dominee wat julle gevra het of julle te kom help, aangeneem het. Hy kom hiernatoe en sy bevestiging sal as Here wil en sy begin in die gemeente wees op met die hemelvaartdiens van 14 Mei, wat ook 'n gesamentlike diens dan hier in Weltevrede sal wees. So, ons is baie dankbaar dat Dr. Steven Heinz en Nadine die beroep aanvaar het en dan ook na Weltevrede gemeente sal kom. Gemeente, na die diens is daar verversings, koffie, tee en verversings in die kerksaal. Die dames sê vir my, julle is almal baie hartlik welkom om daarvan te kom geniet. Dan wil ek net seker maak, Weltevrede se gebruikers, dat u die kelkie en die broodjie by die deure neem. Die van u wat dit dalk nie geneem het nie, u het geleentheid om dit gaan kry, so wanneer ons die eerste lied sing, gaan kry vir die kelkie en die broodjie. Hier van die tafel af sal dan net die beker bedien word. Here, rondom Jerusalem is daar berge wat wag oor die stad. Op een van hulle met die naam van Golgotha het daar 3 kruise gestaan. Aan die middelste kruis is Jesus gekruisig, die Seun van die lewende God, om volgens die wil van die Hemelvader te betaal vir die sondes van die wêreld, vir my sonde, vir elkeen van ons se sonde. Daaroor, Here, vanmôre aan u al die eer, want u het dit gedoen, omdat u die wêreld so lief het, dat elkeen wie in u glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Broers en susters, verlede Sondag, daar in Moedig gemeente, het ek in die prediking gedeelte die boek van die Psalms gebruik, toegepas op lydenstyd. Ek gaan vanmôre weer vir 'n gedeelte uit die Psalm lees, ook toegepas op die gebeure op Golgotha. Ons gaan lees uit Psalm 22, verse 1 tot 19, en dan ook uit die evangelie van Matteus, Matteus 27, verse 45 tot 50. Eerst Psalm 22, en dan Matteus 27, maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë en ons bid saam. Here, ons word vanmôre stil in u heilige teenwoordigheid. Hierdie dag is 'n baie spesiale dag. Gevier deur die Christendom oor die wêreld heen om u dood te herdenk. Here, ons gedagtes gaan na baie gebeure in hierdie dag. Gisteraand, die laaste Pasga, het u die nagmaal ingestel. Toe u saam met die disippels daar in die boventrek by mekaar was. Ons vier vanmôre die nagmaal. By dieselfde geleentheid het u verraaier aangewys. Hy het homself geïdentifiseer, Judas Iskariot, deur 'n stukkie brood in die skottel te druk saam met u, die vertrek te verlaat en u te gaan verkoop vir 30 silwerstukke. Daar was in die tuin van Getsemane, waar die soldate gekom het om u gevange te neem. Daar was die verhoor in die binnehof, in die hoofpriester se huis. Daar was Petrus se verloning, die haan wat gekraai het. Daar was Pilatus se onskuldige bevinding van u. Daar was die Jode wat geskreeu het, kruisig hom, kruisig hom. En wie die keuse uitgeoefen het om 'n misdadiger vry te laat, Barabbas, bo u. Daar was
op die goeie Vrydagoggend, die Via Dolorosa, die pad na Golgotha, waar u die kruis gedra het. Daar was die kruisiging. En vanmôre, Here, is ons by mekaar om te hoor wat u aan die kruis gesê het. 7 kruiswoorde wat gespreek is. En voordat u die laaste asem uitgeblaas het, het u gesê, tetelestai, dit is volbring. Die werk wat u, Hemelvader, my gegee het om te doen, het ek gedoen, het Jesus gesê. En ons, Here, is vanmôre by mekaar, om al hierdie gebeure in herinnering te roep, maar nie net daaroor na te dink nie, maar dit in ons harte en in ons lewens in te neem en deel van ons lewe te maak, in ons persoonlike, geestelike verhouding met u. En daarom bid ek vanmôre, Here, dat die saamwees in hierdie kerkgebou vanmôre, 'n saamwees rondom u woord en 'n saamwees rondom die nagmaaltafel vir ons diep geestelike betekenis sal hê in ons persoonlike verhouding met u, maar ook in ons verhouding met mekaar. Dankie vir die voorreg vir 2 gemeentes om vanmôre hier saam te kan wees. Dankie vir die vreugde wat ons saam met weltevrede beleef, Here, met die verwagting van 'n volgende leraar wat gaan kom bedien. Ons bid vir Dominee Steven en Nolien, en ons bid, Here, vir hulle oorkoms hierheen, en ons bid vir hulle bediening hier, en ons bid vir die gemeente se ontvangs van hulle, in die sin van dat hulle saam met hulle die pad sal loop as bedienaars van die evangelie. En ons bid, Here, dat alles net binne u wil sal wees, ook vir koppies. Here, vanmôre is ons stil rondom u woord. Praat u met ons luister in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, by hierdie goeie Vrydagdiens dan lees ek 'n gedeelte uit die boek van die Psalms, Psalm 22, wat 'n indirekte heenwysing is na die gebeure op Golgotha. U sal in die woorde wat ek lees uit Psalm 22, dit wat op Golgotha gebeur het herken. En dan gaan ek ook Matteus 27 lees. Psalm 22 van vers 1, vir die koorleier, op die wysie van die wilsbok van die dageraad, 'n psalm van Dawid. My God, waarom het u my verlaat? En bly u ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en u antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie. U is tog die Heilige wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Op u het ons voorvaders vertrou. Hulle het vertrou en u het hulle gered. Hulle het na u om hulp geroep en hulle is bevry. Op u het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. Maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Almal wat my sien, spot my. Hulle steek vir my tong uit en knik met voldoening die kop en sê, laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red, laat hy hom bevry, as hy dan so baie van hom hou. U het my die eerste lewenslig laat sien, my veiligheid rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder u sorg, van die begin van my lewe af is u my God. Moet toch nie so ver van my af wegbly nie, want die nood is naby. En daar is niemand wat help nie. 'n wreedaardige klomp mense het my omsingel. Soos beeste uit Basan staan hulle my toe. Soos 'n skeurende, brullende leeu storm hulle met oop bekke op my af. Ek is soos uitgestorte water, al my bene het uit mekaar geval. My hart het soos was geword, het smelt weg in my. Ek is so min werd soos 'n potskerf. My tong kleef aan my verhemelte, u laat my asof ek dood is. Soos honde omsingel hulle my, die bende, misdadigers sak op my toe.
Hulle bind my hande en voete vas. Al wat been in my is, kan ek tel. Hulle kyk na my met leedvermaak. Hulle verdeel my klere onder mekaar en trek loetjies oor my mantel. Tot sover uit die psalms. Dan Matteus 27 vanaf vers 45 af. Jesus hang aan die kruis en hy sterwe. Van 12 uur af het daar duisendes oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het u my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Tot sover, geliefdes, die voorlesing uit die Here se woord vanmôre. Broers en susters, die prediking kom vanmôre uit hierdie 2 gedeeltes wat ek gelees het. En soos ek nou gesê het, ek glo u het opgemerk dat daar verskeie raakpunte uit Psalm 22 en die gebeure aan die kruis op Golgotha is. Nie almal wat in Psalm 22 genoem word, het ek nou eers gelees in die Nuwe Testament, maar ek glo u het dit raak gesien. En die tema vanmôre by hierdie diens is Jesus aan die kruis. Psalm 22 uit die Ou Testament, 'n psalm van Dawid, is een van die enkele psalms wat indirek op 'n manier aan Christus verbind word. Dit word genoem in die teologiese wêreld die indirek messiaanse psalms. Beelde en uitsprake wat in die Nuwe Testament voorkom rondom Christus, word op verskeie plekke in Psalm 22 genoem. Vers 2 byvoorbeeld, my God, waarom het u my verlaat? Die verwysing na Dawid wat sê, hy word dors. Die verdeling van die klere. Baie interessant dat ongeveer 600-700 jaar voor die gebeure aan die kruis op Golgotha, dieselfde woorde deur Dawid geuit te word, as gebeure rondom die kruis gebeur op Golgotha. En so gesien, geliefdes, word aanvaar dat daar 'n baie noue verband reg deur die Bybel loop. Dat gebeure uit die Ou Testament en verwysings in die Ou Testament dan ook bevestiging kry in die Nuwe Testament. En tog is daar 'n drastiese verskil tussen dit wat met Dawid gebeur het en dit wat die Here Jesus aan die kruis op Golgotha beleef het. Die verskil lê daarin dat geen mens dit kan nadoen of kan beleef, dit wat Jesus se ervaring was nie. Geen mens kan die Godverlatenheid beleef soos wat dit met Christus die geval aan die kruis was nie. Want Christus het die toorn van ons sonde op hom geneem. Geen mens kan in die plek van 'n ander mens lei, soos wat Christus vir ons gelei het nie. Want hy die sonde van die wêreld, die voorgeslagte, die geslagte van daardie tyd en die nageslagte, dis ons op hom geneem. En tog is Psalm 22 uniek en heel toepaslik in verband te bring met Christus se lyding aan die kruis. Met sy sterwe en met alles wat ons ook rondom nagmaal in herinnering roep. Die liggaam wat gebreek is, die bloed wat gevloei het, terwille van ons sonde. En met ons lewe van elke dag en met die gereelde pad van lyding wat ons ook maar so gereeld in ons lewens loop, kan daar 'n verband getrek word na dit wat Christus gedoen het in ons lewe. Hierdie Psalm, broers en susters, lei ons in die diepste dieptes van lyding in. 'n Lyding waarin die digter tot op die rand van die dood en uiterste nood beland. En hierna
Voor Psalm ons verder na die hoogste hoogtes van lof en danksegging. En dit moet jy nou verder gaan lees na vers 19 van Psalm 22 wat ek gelees het. Nou geliefdes, ons fokus vanoggend op die eerste deel, die lyding gedeelte, want dit is wat Jesus beleef het in die nag van sy verraad. Ook daar in die kruis, maar ook daar in die boventrek, toe hy die nagmaal ingestel het, wetende wat op hom wag. Angstige oomblikke voorwaar. Die Here Jesus is aan die vooraand van sy dood. Die Here Jesus voel op sy skouers die las van 'n sondige wêreld. Hy weet die rede waarom hy aarde toe gekom het, waarom hy mens geword het, is besig om in daardie tyd in vervulling te gaan. Hy weet van die Judas se verraad wat op hom wag. Hy weet van 'n nag in die tuin van Getsemane. Hy weet van Petrus se verloning. Hy weet van die geselhoue wat wag wat die soldate hom toedien. Hy weet van sy eie volksgenote wat gaan uitroep, kruisig hom, kruisig hom. Hy weet van die spykers in sy hande en in sy voete. En iets hiervan het Dawid ook in Psalm 22 beleef. Hy voel bedreig. Sy pyn word die spotplesier van ander. Hy voel homself die prooi van honde en leeu's, kan lees daarvan weer in verse 14 tot 17. Hy staar by geleenthede die dood in die gesig. Toe Saul hom probeer doodmaak het onder andere. So iets van, geliefdes, van wat ons ook soms beleef. Wanneer ons menslike lyding beleef, wanneer ons verworpe voel, hulle van wie ons lief is, dalk die rug op ons draai, dan beleef ons soms ook asof ons van God verlate is, met letterlik geen identiteit en geen plek meer in hierdie wêreld nie. Ja, so het baie van ons seker al gevoel. En so het Christus ook gevoel, en tog het ek geweet, sy Vader laat hom nie alleen nie. Sy Vader, Hemelvader is daar, sodat aan die einde van die pad hier op aarde rustig kon sê in die laaste kruiswoord, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dieselfde boodskap kom vanmôre na ons toe. Die ellende waarin die mensdom verkeer, het op hom geneem. Hoe snaaks dit ook al mag klink, deur sy dood het Christus alle ellende vir ons dood gemaak. Die brood en die wyn, die tekens dat ons nie in doodsvrees hoef te leef nie, gebruik ons vanmôre. Sy liggaam wat gebreek is en sy bloed wat gevloei het, is vir ons die oop deur na die ewige lewe toe. Ja, weet jy, al die booshede wat ons lewens beheer, ook in vandag se tye word deur Jesus tot niet gemaak. Nie dat dit verdwyn nie, maar dit hoef nie ons baas te wees nie. Geliefdes, kom ons neem vanoggend hierdie waarheid saam met ons. In God wat bevry, lê ook ons bevryding. Sonder God in ons lewe is dit helle nie die lewe. Maar met God in ons lewe is dit vreugde en oorwinning. Wanneer ons voel dat daar in hierdie wêreld geen plek meer vir ons is nie, is God so naby aan ons soos ons eie hart. Psalm 21, die ou vertaling sê, hy is so naby aan ons soos ons skaduwee aan ons regterhand. Waar is jou skaduwee? Daar waar jou voete die grond raak. Daar begin jou skaduwee, dis deel van jou, so naby is God aan jou. Ja, die enigste grond vir ons bestaan, en die enigste waarborg vir 'n plek in die ewigheid, lê in God. Niks en niemand kan ons van die liefde van God skei, wat daar in Christus Jesus die Here vir ons is nie. In Christus is ons vreugde. In Christus, geliefdes, is ons oorwinning. Hoewel Dawid in Psalm 22 nog nie van Christus geweet het nie, eindig ook hierdie Psalm in verwondering, in ekstase, oor die goedheid van God, oor die grootheid, en so loop Dawid se pyn in die eerste verse uit, op 'n geloofsoorwinning
Ek vra weer vir u, kan lees het verder. Hoeveel te meer kan ons lewe nie uitloop op 'n lewe van oorwinning nie, in my lewe. Ons het vir Jesus. Ons het vir Jesus Christus as deel van ons lewe. Ons wat vir Jesus Christus het, weet, ons het 'n Bybel. Die Bybel lei vir ons, die Bybel is die lamp vir ons voet en lig op ons pad. En so kan ons alles geniet wat Jesus in sy woord vir ons aanbied. Nie net vir hierdie lewe nie, maar gerig op die ewigheid. Sy liggaam is gebreek, sy bloed het gevloei, sodat jy en ek nie nodig het om ooit te kan sê, of hoef te sê, my God, waarom het u my verlaat nie? Dis nie nodig nie. Ons het vir Jesus. Die skaduwees, wat die wêreld met sy selfsugtige aard oor ons kan en wil gooi, dit alles wyk soos mis voor die son, wanneer God se koninkryk helder deurbreek. En dit het gebeur, toe Jesus aan die kruis gesê het, tetelestai, dit is volbring. Vader, die werk wat u my gegee het om te doen, dit het ek gedoen. Maak nie saak wie ons is nie. Maak nie saak wat jou en my omstandighede vandag en in die toekoms mag wees nie. Volgens die Bybelse verhale het Jesus so baie gedoen, vir al die mense in die nood. Vir die blindes, die kreupeles, die duiwelbesetenes, die melaatses, die sondaars. Aan die kruis het homself vir die wêreld gegee, sodat elkeen van ons met reg vanoggend kan sê, hy het dit vir my gedoen. Ek vra vir u vanmôre, wanneer u die brood eet en wanneer u die wyn drink, sê dankie dat Jesus vir jou sonde aan die kruis gesterf het. Ek vra vanmôre vir in die naam van Here Jesus, as jy by hierdie erediens vanmôre uitstap, gaan leef dan soos iemand wie vir Jesus in sy lewe gevind het. Leef soos mense van die lig en nie soos mense in duisternis nie. Wees rustig daar waar jy sit, ook vanmôre by hierdie goeie Vrydagdiens as herdenking aan die kruisdood van die Here Jesus. Wees rustig. Ondersoek jou lewe. Gee alles aan Jesus oor. Neem die brood en drink die wyn en weet, God het terwille van jou en my gekies om die pad van 'n kruis op Golgotha te loop. Terwille van jou en my. Ons sonde is vergewe, want Jesus het die prys betaal. Ek lees vanmôre ook iets wat sê die oomblik, as jy sonde bely, berou daaroor het, in 'n breekdeel van 'n sekonde, daarna is dit skoon gemaak deur die bloed van die Here Jesus, in 'n breekdeel van 'n sekonde. Maar moet dit nie meer gaan doen nie. Tetelestai, dit is volbring. Amen. Here, baie dankie dat ons vanmôre hierdie stukkie vryheid kan beleef. Dat wanneer ons sonde bely, dan is Jesus getrou en regverdig om ons dit te vergewe. En ons van die ongeregtigheid wat met daardie sonde gepaard gaan skoon te maak. U het dit op Golgotha vir ons gedoen. U is die lewe. In u lig kry ons die lig. Here, u ken elkeen van ons wie vanmôre in die kerk sit. U ken ons verlede, u ken ons hede, u ken ons toekoms. U weet, Here, van iets waarmee ons dalk worstel, as 'n swakheid in ons lewe.
U weet, Here, van iets waar ons dalk opreg jammer voel en dit moeilik vind om agter ons te sit. U weet van alles. U weet van ons verlangens na geliefdes. U weet, Here, van môre en oormôre. En ons voorreg is om alles maar net aan U te kom oorgee en U te vertrou vir elkeen van ons lewenspad. Ook hierdie Paasnaweek, Here, waar ons as families en gesinne bymekaar is, van ons op paaie is. En as dit nie wil is, bring ons Sondagmôre weer hier bymekaar, Here, om U opstanding uit die dood te kan vier. Om die God van Pasen te aanbid. En saam uit te jubel, hoor jy die Paasfeesklokke lui van vroegdag af met die boodskap, die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. Seën ons nou by die gebruik van die tekens wat U die laaste Pasga ingestel het, die brood en die wyn. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, voordat ons die instelling van die nagmaal doen, kom ons luister kortliks na die hoofpunte van die nagmaalsformulier. Die Here Jesus het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: hierdie beker is die nuwe verbond wat in my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die hoofpunte van die nagmaalsformulier. Die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê: gebruik dit tot my gedagtenis. In die tweede plek is die nagmaal 'n waarborg. Daarom sê Jesus: dit is my liggaam en dit is my bloed. So seker as dat hierdie brood voor ons oorgebreek word en hierdie beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en opstanding. In die derde plek is die nagmaal 'n viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Die nagmaal verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons om in die gemeenskap met hom te lewe. In die vierde plek is die nagmaal 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is. En tog kyk ons ook uit na sy wederkoms en verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy kom. In die vyfde plek is die nagmaal 'n vreugdefees. Al dui die tekens van brood en wyn op die lyding en sterwe van Jesus aan die kruis, sy bloed wat vergiet is, sy liggaam wat gebreek is, staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Ons mag reeds nou as gemeente van die vreugde smaak wat vir ons wag by die bruilofsmaaltyd van die Lam. En ten slotte is die nagmaal ook 'n fees van dankbaarheid. Die Heilige Gees verseker ons in die tekens van brood en wyn van die verlossing wat ons in Christus deelagtig is. Geliefdes, die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel aan die hele verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dit is 'n geleentheid om die tafelgemeenskap, ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en in ons toekomsverwagting. Maar die verpligting van die nagmaal verplig ons om opnuut na te dink oor al ons sondes. Daar is sondes waar ons met gedagtes, met woorde of met dade oortree het. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons hieroor opreg voor God verootmoedig. Laat ons vas glo dat ons oortredings vergewe is,
op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus, en dat ons ernstig daarna strewe, om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur 'n ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe. Broers en susters, mag die almagtige, barmhartige God en Vader van die Here Jesus Christus deur sy Gees ons daartoe help. Voordat ons die tekens uitdeel, kom ons staan, dan doen ons elkeen in die hart belydenis van ons geloof in die Here. Daarna kan die mens sit. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat die liggaam van die Here Jesus gebreek is tot volkome verzoening van al ons sonde. Geliefdes, in die nag waarin die Here Jesus verraai is, het hy ook die beker geneem en dit geskink en gesê, neem, drink van hierdie wyn, dink daaraan en glo dat die bloed van die Here Jesus gevloei het tot volkome verzoening van al ons sonde. Die van u wat die beker wil gebruik, die diakens is gereed om dit aan u te bedien. Wys net die hand asseblief. Jesu, dankie, ja, dankie. Dan dalk nog iemand wat spesifiek die beker wil gebruik. Kan ek net seker maak, as almal van u bedien met die brood, of almal van u het gekry, en die wyn. Baie dankie. Kom ons sluit die oor, dan bid ons saam. Hemelse Vader, Here, u is die lewende en die almagtige God. U het vir ons sonde, vir elkeen van ons, kom ons voeg ons naam daarin, aan 'n kruis op Golgotha gesterf. U het die prys betaal, Here, sodat ons kan lewe. En ons stap nou die res van ons lewenspad in, na hierdie diens, na hierdie nagmaal, na hierdie ontmoeting met u in hierdie kerkgebou, om te lewe tot die eer en die verheerliking. Help ons, Here, om dit te doen. Help ons om binne u wil te bly. Help ons om met verantwoordelikheid na te kom dit wat u van ons verwag om te doen. Elkeen van ons in die kerk, Here, is vanmôre so diep afhanklik van u. Ons sit net ons hande in u hand.
Ons volg in u voetspore. Ons trap daarin, maar daar is nie dorings nie, dis 'n heldere, skoon voetspoor. En u, Here, lei ons die weg na die ewigheid. Dankie vir die voorreg om dit te kan glo, dit te kan bely, te kan weet. U is ons Here. Ons glo dit, ons gaan dit daarvan sing, van Jesus en Jesus alleen. Dankie daarvoor, Here. Amen.